Hallo en welkom by Fokus op hierdie laaste Sondag van Januarie 2012. Ek is Lenet Francis. Vanaand wy ons die program aan 'n in-diepte gesprek oor moedertaalonderrig in ons land se skole, die waarde van Afrikatale en ons vra of Afrikaans wel as 'n inheemse taal beskou moet word. Moedertaalonderrig in Suid-Afrikaanse skole en die beweerde weglating van sekere Afrikatale is tans 'n warm besprekingspunt. Druk word ook op die regering geplaas om moedertaalonderrig in skole te voorsien waar dit nog nie beskikbaar is nie. Volgens AfriForum bevestig die matriekuitslae jaarliks dat leerders wat moedertaalonderrig ontvang beter vaar as die wat hulle onderrig in 'n tweede of selfs 'n derde taal ontvang. Maar die stelling word nie deur alle belangegroepe aanvaar nie. Daar word geredeneer dat kinders nie by staatskole toegang geweier mag word op grond van hul taal of geloof nie. Intussen beplan die onderwysdepartement om nie Afrikaans as 'n inheemse taal te erken in 'n voorgenome taalbeleid vir skole nie. By my in die ateljee om oor die kwessie te praat is die adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, Alana Bailey, die uitvoerende bestuurder van die South African Movement for Equality, Ronald Dyers, en in ons Pretoria ateljee is Christo van der Rede, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Handelsinstituut. Baie welkom aan almal van julle. Alana, kom ek begin onmiddellik by jou. So met die aanvang van 2012 het julle spesifiek vir ouers gevra om daarop aan te dring dat hulle kinders moedertaalonderrig moet kry. Waarom die noodkreet? Net ons dink is baie belangrik dat die onderwysdepartement moet sorg dat kinders in hulle moedertaal kan onderrig word op skoolvlak vir so lank as moontlik. Want studies nasionaal en internasionaal het nou al deeglik bewys as 'n kind moeilike konsepte in sy moedertaal leer, byvoorbeeld ook abstrakte dinge soos wiskunde en die wetenskappe, dan is dit vir die kind baie makliker om dit later oor te dra na ander tale toe. Maar as die kind dit begin leer in 'n tweede of 'n derde taal, dan is dit vir die kind baie moeiliker op 'n later fase om hierdie kennis wat hy opdoen werklik te begryp en dit nie net te memoriseer nie, wil ek amper sê. En ons voel dit sal regtig aan kinders 'n voorsprong gee in Suid-Afrika as hulle kan toegang hê tot moedertaalonderrig vir so lank as moontlik. Glo julle by AfriForum dat Afrikaanse skole gered moet word? Ons glo regtig daar is 'n probleem dat aan die een kant die onderwysdepartement spesifiek Afrikaanse skole teiken, die skole dwing om oor te skakel na of dubbel of parallel medium onderrig toe. Ons sien nie soortgelyke pogings wat aangewend word teen Engelstalige skole nie, dis maar altyd die Afrikaanse skole wat wel geteiken word, byvoorbeeld in Vogwel op die oomblik. En dit bekommer ons geweldig baie, want ons voel dat baie kinders dan nou nie meer toegang het tot enkeltaal medium, Afrikaans medium onderrig nie. Kom ek vra gou vir jou, kry jy die gevoel, Ronald, dat Afrikaanse skole geteiken word en as en ware gedwing word om aan te pas en te verengels? Ja, ek dink tot 'n mate, maar ek dink ons moet ook nie perspektief verloor waaroor sake gaan in die land nie. Ons sit anders as, kom ons sê, navorsingsstudiestukke wat uit ander lande kom oor eerste taalonderrig en so. Ons sit ons in Suid-Afrika met 'n baie unieke situasie. En die dat ons 11 landstale het en amptelik gewettig het en so aan. In die konstitusie is die ideaal daar gestel dat ons al die tale op dieselfde ekwivalente basis moet benut en so aan. Afrikaans het egter 'n groot voorsprong en teenoor die ander Afrika tale wat inheemse tale is. En in die hele nasiebouproses het ons die problematiek dat daar nie, kom ons sê, 'n duidelike visie en strategie daar gestel is rondom die tale nie. Op skool, watter onderrig medium gaan 'n mens byvoorbeeld gebruik waar jy in 'n pluralistiese samelewing is, waar mense Tswana, Afrikaans, Engels, Zulu magtig in een gemeenskap? Watter tale gaan in daardie skool, kom ons sê, as die voertaal gebruik word? So ek dink ons moet miskien vra, wat moet ons 'n visie wees vir nasiebou? En gegeewe ons het 11 tale, ons het nie al die bronne en so aan nie, hoe gaan ons dit maak werk? En hoe doen ons dit sonder om mense of kinders te voel hulle word uitgesluit in die proses? Ek dink in beginsel moet ons vra, die konstitusie sê vir ons die ideaal is dat al hierdie 11 tale op dieselfde basis, kom ons sê, bedryf moet word en selfs, kom ons sê, bemagtig moet word. Ons moet vra, in al die skole, hoe gaan ons dit doen? Wat is prakties moontlik? En nou sit ons met 11 tale, geen ander land sit met 11 landstale en so aan nie. Miskien moet ons vra, wat kan regtig werk? Gegeewe die hele feit dat baie van, kom ons sê, ons swart jeug en so aan, nie meer hulle moedertale so baie begin praat en so aan nie, gegeewe die ekonomie wat ons druk en vra, moet ons nie eerder begin kyk na Mandaryns en so aan nie, hoe relevant is Engels nog en so aan?
Dis al die, kom ons sê, variante wat inspeel, wat 'n mens moet vra, waarheen gaan ons? Ons gesprek gaan raak aan die waarde van Afrikatale. Ek wil net gou by jou hoor, Christus, stem jy saam met Ronald dat daar nog te dusver, veral as ons praat oor die taalbeleid en taalwet, dat daar nog nie 'n duidelike visie en 'n strategie was van die regering se kant om vir ons leiding te gee in hierdie verband nie. Lenet, ja, dit is 'n komplekse probleem. In die eerste plek is die visie uitgespel in die grondwet. Dit word dus van die regering verwag om daai visie te omskep in 'n missie. Met ander woorde, hoe gaan ons dit doen? En daarin lê die groot uitdaging. Ek dink dat ons regering het die vernuf of het die kundigheid en of het selfs die baie breër uitkyk wat hierdie aangeleentheid aan betref nie. Want kom ons kyk na die huidige taalwet. Hierdie taalwet is veronderstel om daai visie wat in die grondwet uitgespel word om te skakel in praktiese strategieë om ons inheemse tale te ontwikkel. Ongelukkig gaan daar of skiet hierdie taalwet soveel tekort. Ons het byvoorbeeld 'n hele klomp aanbevelings gemaak oor hoe ons hierdie talewet kan verbeter sodat dit kan uiting gee aan ons bepaalde visie. En ons hoop dat dit sal aanvaar word. Kan ek net gou hier onderbreek en vir jou vra, as jy nou kyk na die aanbevelings, wat is nou onmiddellik implementeerbaar, prakties moontlik? Weet jy wat, ek dink ons sit met 'n geweldige probleem in terme van kapasiteit. As ons byvoorbeeld die PANSAP, dit is nou PANSAT, die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad, as ons hulle kan kapasiteer om ons inheemse tale te ontwikkel, om woordeboeke te skep en om 'n hele klomp aktiwiteite te loods, sodat mense kan bewus word van die opvoedkundige waarde van ons inheemse tale, sodat hulle bewus kan word van die ekonomiese waarde van ons inheemse tale. Dan dink ek is daar baie meer dinge moontlik. Maar op hierdie stadium is die entiteite wat veronderstel is of wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van ons inheemse tale, is daar iets ernstig verkeerd met hierdie instellings. Hulle het nie die kapasiteit om ons tale te ontwikkel nie. As ons praat, Dis maar aan die einde van die dag. Christo, jammer om dit te onderbreek. Alana, as 'n mens dan kyk na die waarde, want jy het so in die inleiding gepraat van die waarde van moedertaalonderrig, maar sekerlik is daar ook waarde van 'n tweede taal, wat bykomend tot die ontwikkeling van die leerder bydra. Dit is so, en waar ons 11 tale het, is die ideaal natuurlik dat enige Suid-Afrikaanse leerder met soveel tale goed kan praat en kan gebruik as wat moontlik is. Maar dan weer eens, as jy goed onderlees in jou moedertaal, dan is dit baie makliker om 'n tweede of derde of vierde of hoeveelste taal ook al by te leer. En dis waarom ons baie sterk voel oor hierdie grondslag wat gelê word. En om aan te sluit by wat Christo gesê het, taal is nie net 'n kommunikasiemedium nie, dis ook 'n uitdrukking van 'n leerder se identiteit. En ek dink dis baie belangrik dat ons Suid-Afrikaanse jeug hulle identiteit as die sprekers van hierdie 11 tale en ook van ander tale baie goed moet besef en baie trots daarop moet wees, want dis juist daai uniekheid van Suid-Afrika, dat ons nie almal net een taal praat nie. Ek dink dis juist waar ons moet, en ons na die breek moet verder oor gesels oor die waarde van Afrikatale. Net hierna sit ons daardie gesprek voort. Bly by ons. Welkom terug by Fokus. Ons sit die gesprek voort oor moedertaalonderrig in die land se skole en die toekoms van Afrikaans as 'n inheemse taal. In ons eerste segment het Christo van der Rede gepraat oor die probleem met kapasiteit en dat ons nie dalk nie die bronne het om Afrikatale te ontwikkel en uit te bou nie. As ons praat oor die waarde van Afrikatale en jy sê dat almal en alle tale moet gelyk behandel word, hoe kry ons dit reg en hoe bou ons dan na die kapasiteit uit? Al is die ideaal van die konstitusie
Die probleem is nie net kapasitering nie, maar ek dink ook politieke wil en ook politieke spel wat kom ons sê in die hele saak inkom oor die tale en so aan. Dan het jy ook die invloede kom ons sê van die hele westerse kultuur. BlackBerry en so aan het nie Zulu op sover ek weet, het nie Tswana op en so aan en elke ouetjie loop met 'n smartphone rond. So hoe beïnvloed jy dan die taal regtig vir mense? Die meeste jong mense is besig om te verengels. Onder breinmense byvoorbeeld is daar kom ons sê jaarliks maklik 100,000 kinders wat inskryf wat hulle ouers voorheen Afrikaans gepraat het, maar nou gaan hulle Engels as eerste taal of as voertaal gebruik op skool. So die waarde is daar vir die tale. Die politieke wil ontbreek, daar is 'n variante, kom ons sê, invloede van buite en ook van binne. Wanneer kom ons sê politici meer gehoor word, hulle praat gebroke Engels en so aan, dan neem die jong mense aan dis die trant om te gaan. En as, kom ons sê, Afrikaans sprekende persone byvoorbeeld ook deesdae net wil Engels praat en so aan, dan neem die kinders aan, goed, ons moet maar Engels praat. So jy sit met dit alles. Die ideaal is daar, maar die wil ontbreek en die invloede is te groot. Christus, die feit dat die regering juis Afrikaans en Engels as die besigheidstaal of die regeringstaal dan nou gebruik, is dit nie 'n manier om subtiel dan vir Afrikatale te sê, maar julle is dalk op 'n manier minderwaardig nie? Want die minister van Kuns en Kultuur, Paul Mashatile, het juis gesê, dalk is dit tyd om selfs Xhosa of Zulu as deel van hierdie voertaal binne regeringsdepartemente te begin besig. Weet jy wat, Lenet, dit hou maar verband met die hele kultuur van bevryding op die Afrika-kontinent. Ons bevryders, jy weet, wil ons lande losmaak van die koloniale heersers, maar terselfdertyd hang hulle hierdie geweldige jy weet, elemente soos taal, koloniale tale aan, en hulle dink dit is dan die manier hoe om ons Afrika lande te bevry. Suid-Afrika loop daai selfde pad, ek is dit bevrees. Al wat ek sê is, kom ons ontwikkel die ekonomiese waarde van ons inheemse tale. As 'n mens gaan kyk na die ontwikkeling van Afrikaans het ekonomiese waarde gekry deur die totstandkoming van 'n koerant, soos die Burger. Uit dit het 'n publikasiebedryf gekom en uit dit het 'n hele klomp ander bedrywe gevloei. As ons aandag begin skenk aan die ontwikkeling van die ekonomiese waarde van ons inheemse tale, gaan ons werk skep vir mense, ons gaan ook ekonomiese groei bewerkstellig, en ons gaan ook ons land bou. Let wel, dit is nie taaldiversiteit wat nasiebou belemmer nie. Dit is die gebrek aan geleenthede. In Suid-Afrika is 'n tipiese bevryde land waar ons 'n geweldige klasse verskil begin ontwikkel. Die middelklas, die elite, hulle praat Engels en die werkersklas moet maar tevrede wees met die krummels van die tafel. En dit is in baie gevalle swak Engels. Ek noem dit sommer mengels. As ons mense regtig wil bevry, ons wil vir hulle ekonomiese bevryding gee, dan moet ons die inheemse tale ontwikkel. Want elke inheemse taal het 'n geweldige industrie. Ons het nou nog nie eens begin om 'n Xhosa koerant te skep nie. Die koerante wat daar was in die verlede is heeltemal dood. Wat van Xhosa radio? Natuurlik is dit een van die grootste radiostasies om Mhlobo-Wenene in die land. Maar wat van die Xhosa advertensiebedryf? Wat van die Xhosa filmbedryf? En so kan ek aangaan. Ons ondermyn die ontwikkeling van hierdie land as gevolg van hierdie gebrek aan politieke wil, maar meer nog, die gebrek aan insig in terme van die waarde van ons inheemse tale. As ons sê ons wil ons inheemse tale uitbou, waarom doen organisasies wat hulle dan beywer vir of Afrikaans of vir Engels dan nie meer om ons ander sprekendes of anderstaliges in die land ook so te bemagtig nie? Waarom is daar nie inisiatiewe nie vanuit besigheidssektore byvoorbeeld? Ek dink dis 'n uitstekende vraag, uiters relevante vraag. Want dit is die situasie waarmee ons gekonfronteer word elke dag. Ons wil, jy weet, ons is verskriklik behep oor die stand van Afrikaans. Maar wat doen ons as Afrikaans sprekendes, wat so kapitaalmagtig is, wat so vermoënd is, wat soveel kundigheid opgebou het, ten opsigte van die ontwikkeling van ons ander inheemse tale? Ons het verlede jaar, toe ek nog die hoof van die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans was, het ons die COSAFRICA netwerk begin. Hierdie netwerk bestaan uit Xhosa organisasies, Afrikaanse organisasies,
Ons het een van die grootste COSA-konferensies verlede jaar gehou. 400 mense was teenwoordig en by daardie vergadering het ons besef dat dis nie net Afrikaanse mense wat so 'n geweldige uitdaging in die gesig staar nie. Maar Xhosa, Zulu mense, Swana sprekendes het dieselfde uitdagings. Ongelukkig word hulle net nie gehoor nie, want hulle het nie die media om hulle probleme te belig nie. Ek sien dit, ek was in Appington, nou onlangs, prinsipale werkswinkel gehad van oor die 100 prinsipale, en toe ons die taalkwessie aanroer, toe is dit die Swana prinsipale wat opstaan en vir my sê, meneer, ons is eintlik besig met 'n verlore stryd. Ons kinders moet 'n matriekvraestel in Engels skryf. Maar baie van hulle, Engels is vir hulle selfs nie eens 'n tweede taal nie, dis 'n derde of selfs 'n vierde taal. Is daar enige pogings vanaf AfriForum of ander organisasies waarvan jy weet, Alana, wat al hierdie ander sprekendes probeer intrek, sodat dit nie net 'n Afrikaanse debat word nie? Net 'n mens wil nie hê dit moet net 'n Afrikaanse debat word nie, want jy wil nie hê dat enige taal ten koste van 'n ander taal ontwikkel word nie. Mens wil ideaal sien dat al die tale 'n geleentheid het in Suid-Afrika. Maar dit is baie moeilik want soos Christo tereg sê, die taalgroepe is nie altyd baie goed georganiseer nie. Die Xhosa-Afrika inisiatief is regtig wonderlik. Dis 'n begin van 'n goeie poging, maar hopelik spoel dit oor na al die tale toe en dan ook na gebaretaal wat eintlik ons 12de taal is en die 5de grootste taal in Suid-Afrika is. As ons terugkom, praat ons 'n bietjie oor die totstandkoming van 'n Afrikaanse universiteit en ons vra of Afrikaans werklik as 'n inheemse taal beskou kan word. Bly ingeskakel. Fokus ons sit die gesprek voort oor moedertaalonderrig in Suid-Afrikaanse skole en net vir ons breek het ek verwys na en gevra of Afrikaans as 'n inheemse taal beskou kan word, soos ek jou in die inleiding gesê het, die departement beplan om in hulle voorgenome taalbeleid nie Afrikaans as 'n inheemse taal te erken nie. Is Afrikaans in jou mening 'n inheemse taal? Ek dink absoluut. Hang ook af seker waar die ouens die snypunt vat van die geskiedenis en so aan. Maar ek dink, kom ons sê met ons hele Suid-Afrikaanse trajectorie waarin ons beweeg as 'n nuwe nasie, is Afrikaans absoluut een van ons inheemse tale. Die probleem egter met Afrikaans is dat Afrikaans 'n groot bagasie dra. Maar ek dink tog, as ons redelik is en regverdig is, die juk van 76 is 'n bietjie afgeskit. Het is 'n bietjie afgeskit. Jy sê so net, waarom sal daar 'n voornemende beleidswet is waar Afrikaans dan geag word as nie 'n inheemse taal nie, soos dit regtig afgeskit en so aan. Waarom is die meeste, kom ons sê, van die jong mense beweeg weg van Afrikaans af as dit regtig afgeskit is? Dis afgeskit in die sin dat ons 'n perspektief wil laat lewe dat dit afgeskit is, maar in werklikheid is dit nie. Kom ons sê die meeste mense wat tans Afrikaans praat, is breinmense. En breinmense voel oor die algemeen nie noodwendig dat hulle so deel het aan die taal nie. Onthou, hulle het nie eers hulle eie radiostasie waar hulle eie taal bemagtig word nie. Ons in die Kaap is al besig om te praat nie van Afrikaans nie, van Afrikaaps en so aan. Rymkletsers wat ons die rappers noem en so aan, waar kom hulle taal in die klas van dinge? So Afrikaans sit met hierdie een of twee groot probleme. Aan die een kant, wie is in beheer van die taal? Is dit die puriste, die elitiste en so aan, die ouens wat die akademici is, die media, die uitgewers wat alles beheer oor wie kan regtig publiseer en uitgee? Aan die ander kant sit dit oor watter taal is daar 'n beheer. Is dit oor die taal van ons almal saam, of is dit 'n taal van die blankes of van die breinmense? Want die Afrikaans wat ons as breinmense oor die algemeen, kom ons sê in ons lokasies en ons huise gebruik, verskil van die Afrikaans tot 'n mate wat deur die blanke ou gebruik word. En nêrens het ons ooit by mekaar gekom en gesê nasionaal, kom ons sit saam, hierdie Afrikaanse taalraad en so aan, maar dis uitsluitend van ons groep oor die algemeen. So, die vraag is, as Afrikaans inheems is en regtig, kom ons sê, die regte plek moet bedien, wie moet die geveg veg daarvoor? AfriForum alleen, en die siening en die persepsie gaan ook wees dat dit sluit die breinmense uit, of die breinmense alleen
met die uitsluiting van blankes. So ons moet dit saam alles doen. Alana, wat sê jy wat Ronald sê? Ek stem nie saam met Ronald nie. Ek dink die Taalraad is eintlik een inisiatief waar al die Afrikaanstaliges in Suid-Afrika hande vat en saamwerk. Selfs die jeugvleuel is nie net bruin en wit Afrikaanssprekendes nie, maar ook swart Afrikaanssprekendes. En dis 'n baie goeie inisiatief waar almal same inset kan lewer, maar dan dink ek elke groep kan ook sy eie ding doen. En ek dink ons leef in 'n tyd waar dit verskriklik maklik is om nie teruggehou te word deur iemand wat probeer om 'n taal te beheer nie. As jy 'n goeie rymkletser is, dan kan jy 'n CD uitgee sonder dat dit vir jou verskriklik baie geld kos. Ons is nie meer in die 1970s waar jy 'n ou vinylplaat moet laat sny nie. Maklik uit as jy nie 'n radiostasie het waar jou eie taal, kom ons sê, as ware uitgeleef word nie. RSG, ek gaan dit noem, net as voorbeeld, RSG byvoorbeeld, se playlist, het meer, kom ons sê, Afrikaanse musikante, as wat dit ons rymkletsers het. En daarom het jy bewegings uit die Kaap het soos Afrikaaps. Nou, maar net of jy sit tussen hakies sê, jy sal maar moet bly luister na RSG, want daar kom nog plek vir daardie rymkletsers ook, maar jy sal moet luister. Christo, jy is sekerlik opgewonde oor die totstandkoming van Afrikaanse Universiteit, want ek weet in jou daar by die stigting was dit 'n feit en 'n passie waarvoor jy jou beywer het. Voordat ek daai vraag beantwoord, wil ek net gou reageer op wat Ronald sê. Ek dink daar's baie waarhede in Ronald se stellings. Maar weet jy, ek verstom my elke dag oor veral die teruggetrokkenheid van die breingemeenskap. En dit is tot groot nadeel van ontwikkeling binne die breingemeenskap. In die dorpie waar ek bly daar in die Kaap in Keiserveer, is die hele hoofstraat, is dit oorgeneem deur Pakistaniese besigheidsmense, deur mense uit China uit en mense uit Somalië uit. En ek vra myself, maar waar is die bruin en swart sakemanne wat veronderstel is om, jy weet, hierdie geleenthede aan te gryp? En ek het tot die gevolgtrekking gekom, ek dink die breingemeenskap in 'n groot mate is vasgevang in die pre-94 politiek. Ons het onsself opgesaal met bagasie en ons sukkel om van daai bagasie ontslae te raak. En terwyl ons dan so onderling met mekaar stry en beklei oor die toekoms van Afrikaans en die geleenthede wat die taal vir ons bied, kom ander mense van buite van Afrika in en hulle gryp die geleenthede aan. Gee so 10 sekondes 'n kommentaar oor die Afrikaanse Universiteit. Christo, want ons moet nou groet asseblief. Nee, sekerlik. Kyk, hierdie inisiatief is op die oomblik op die ys gesit, want ons het nie die geld nie, ons sukkel om mense te kry om in te koop by ideaal. So ons moet maar die twee universiteite Stellenbosch en Noordwes ondersteun. Ongelukkig moet ons dit daar laat. Christo, baie dankie vir jou tyd. Dankie Alana en Ronald vir julle tyd vanaand hier op Fokus. Dit was vanaand se program. Kykers op kommentaar en voorstel is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap. SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. En natuurlik, u kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Van my, Lenet Francis en die res van die Fokus van totsiens. Tot volgende Sondag.